Vader in die hemel, halleluja. U seun leef. U seun leef en regeer tot in ewigheid. U seun Jesus Christus, die Messias, is koning van alle konings. En u seun het nie net gekom nie. Het nie net in 'n stal in Bethlehem gebore nie. Het nie net sy lewe hier op aarde totaal en al gewy om ons te kom leer wat u wil is nie. Het nie net aan die kruis gesterf nie. Maar daardie Sondagoggend, eerste dag van die week vroeg, toe Maria Magdalena by die graf kom en sien dat die groot klip weggerol is. Daardie Sondagoggend weet ons as gemeentes in Rustenburg, weet die hele wêreld, my verlosser leef. En dit, Vader, is vir ons alles om te weet. Want uit sy lewe is daar vir ons lewe. Uit sy lig uit die duisternis is daar vir ons lig uit die duisternis. Uit sy opstanding uit die dood is daar vir ons opstanding uit die dood. En hoe groot troos is dit nie vir ons wat vanoggend hier by een is om te mag weet, nie net vir my eie naderende sterfbed, maar ook vir my geliefdes wat al by u is, dat dit bewerk is deur die opstandingskrag. U wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, maar hy self ook wat deur krag uit die dood uit opgestaan het. Mag ons vanoggend terugdink aan hierdie gebeure met groot verwondering en nederigheid. Wanneer ons vanoggend weer uit die woord ook hoor, dat selfs die fynste besonderhede wat daar staan, maak 'n verskil in elkeen van ons se lewens. Maar Vader, voordat ons u woord vat en voordat ons vir u vra dat u woord onvrugte sake nie na u sal terugkeer nie, en dat u woord vandag oor die wêreld heen sal doen wat dit moet doen, sodat dooie harte, klipharte stikkend gebreek word, dat klipharte uitgeruk kan word en dat gelowiges weer kan leer om met harte van vlees te lewe, harte van liefde vir u en liefde vir mekaar, en liefde tussen drie gemeentes en 'n eenheid wat ons noem die liggaam van Jesus Christus, waarvan hy die hoof is. En daarom wil ons nou soos gehoorsame kindertjies by die voete van hulle vader gaan sit om inligting te verkry, maar nie net inligting te kry nie, dit ook te kan toepas in ons eie lewe. Wil ons vir u vra, praat met ons Vader, want u gehoorsame kinders het gekom om te luister. In die naam wat bo alle name is, vra ons hierdie dinge in smeking en in danksegging, die naam van Jesus die Christus. Amen. Geliefde kind van God, soos ons reeds aan die begin van hierdie erediens gesê het, die opstanding is nie iets wat Nuwe Testamenties is nie. Nie net Nuwe Testamenties nie. Die opstanding se wortels lê gegrond in die Ou Testament. En dit sal ons ook vanoggend in die prediking sien, hoe belangrik dit is dat alles wat in die Ou Testament geskrywe staan op Jesus Christus betrekking het en ook in vervulling gaan. Maar vir hierdie doel kyk ons letterlik na die opstandingsgebeure, soos Johannes dit aan ons beskryf, Johannes 20 vers 1 tot 10. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het ons Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel
en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf in en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie in die skrif verstaan dat hy die dood moet opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Nou geliefde kind van God, op 'n dag soos vandag met die gebeure rondom opstanding, dan sê ons vir mekaar en ons troos mekaar met die woorde, die graf is leeg. Wel, die graf was toe nooit so leeg as wat ons gedink het hy is nie. Jesus laat doelbewus op daardie Sondagoggend 'n stukkie detail in die graf agter. En niks in God se woord staan toevallig daar. Nooit nie. Nog voordat iemand kan getuig, nog voordat 'n engel dit sê, en nog voordat Jesus self vir Maria Magdalena sê, nog voordat dit uit iemand se mond kom, hy het opgestaan, hy leef, is daar 'n fyn stukkie getuienis wat Jesus self in sy graf agterlaat. Nou wat kon vir Jesus so belangrik gewees het, dat dit die eerste ding is wat hy doen as hy opstaan uit die dood. Die heel eerste ding. Ons sien dit in die manier hoe mense in daardie tyd liggame hanteer het. Wanneer iemand gesterf het, dan was dit die plig van die familielid om die oorledene se oë toe te maak en daai persoon dan op die wang te soen. Dit was die simboliek daar agter, my geliefde het gesterf. Nou as Jesus in die graf neergelê word, dan word dit die plig van twee manne. Die mense wat hierdie taak moes uitvoer is in Hebreëus genoem die Gebrei Kedishu. Met ander woorde, dit was genoem die fasiliteerders van die liggaam. En interessant dat Jesus se twee fasiliteerders van sy liggaam nie bloedfamilie is nie, maar geloofsfamilie. En hier kommunikeer al klaar weer iets van wat en wie belangrik is. Josef van Arimatea en Nikodemus. Dit was vir hulle bitter belangrik om Jesus se liggaam van daai kruis af te kry voor sononder. Maar om die liggaam van die kruis af te kry was nie maklik nie. Het jy al ooit daaraan gedink? As hierdie vertikale paal al reeds geplant staan, kry jy liggaam daar af. Jy moet maar opklim en jy moet maar die liggaam so mooi as moontlik probeer daar aan die kruis loskry en dan in 'n doek sit en uiteindelik na die graf toe vat. En nou het hulle Jesus se hande losgemaak van die spykers af. Hulle het hom in 'n doek laat afsak en waarskynlik heel laaste sy voete dan op hierdie balkie onder losgemaak. Dit is hulle, Josef en Nikodemus, wat vir Pilatus smeek, gee vir ons net Jesus Christus se liggaam. In daai tyd was dit 'n bitter vreemde versoek geweest. Josef en Nikodemus is invloedryke manne, maar hulle is nie bloedfamilie nie. Hulle het geen reg om Jesus se liggaam te vra nie. Verder was die liggaam van 'n gekruisigde die eiendom van die Romeinse ryk, die regering. Jy het aan die regering behoort. Jy kon dus nie net 'n liggaam gaan opeis aan die kruis nie, want die doel van die kruisiging vir die Romeinse ryk was om mense af te skrik. Dat mense daar kan verbyloop en sien, daar hang iemand, en kyk wat gebeur met jou, as jy in opstand kom teen die Romeinse ryk, dan is jy volgende aan daai kruis. So baie van die gekruisigdes, en dis opgeskryf ook, se liggame is sommer aan die kruis gelos, as afskrikmiddel teen misdade, en wat ek nou gaan sê is wreed, vir roofvoëls, vir
van die vlees wat verteer en op die grond val, vir die honde om te verskeur. Totdat daar uiteindelik net die gebeendere van die gekruisigde aan die kruis oorbly. As niks meer van die liggaam oor is, en die bene is daar, dan word daai bene sommer gestrooi, waarom dink jy, word Golgotha kopbeenplek genoem. Of dan vat die familie hierdie bene na die Himnon-vallei toe, en hulle gaan gooi dit maar daar. Die Himnon-vallei was eintlik maar Jerusalem, net langs Jerusalem se vullisgat. Dis hoe min 'n liggaam van iemand beteken het wat aan 'n kruis gesterf het. En op daai stadium is Jesus Christus se liggaam Romeinse eiendom, wat bestem is vir roofvoëls, vir honde om opgevreet te word, of om op 'n vullishoop te beland, as sy ma Maria die liggaam wil kom vra. Maar Jesus se liggaam word van daai kruis af verwyder. Nie omdat Pilatus so oulik is, nie omdat Pilatus die gouverneur spesiale toestemming gee nie, omdat die Ou Testament dit profeteer. Jesaja 53 vers 9 sê, hy sou tussen twee misdadigers sterf. Honderde jare voor dit gebeur. En ons het dit Vrydag gehoor. En nou sê daar dieselfde vers verder, hy sal in sy dood na 'n ryke gaan, in 'n ryke se graf ingaan. Wie anders as Josef van Arimatea. Dit word vir ons so mooi geskets in die Ou Testament sê, ja, hierdie gekruisigde Jesus Christus sal selfs in 'n nuwe graf ingaan. Dis ongehoord. Dit het nie gebeur vir 'n gekruisigde om in 'n graf neergelê te word nie. Maar Jesus Christus se liggaam sal, want hy is die Messias wat die Ou Testament profeteer. Dis 'n Ou Testamentiese vereiste dat Jesus begrawe sal word. Mense kan dink dat die Joodse raad nie baie gelukkig was met Pilatus se besluit om vir Josef Jesus se liggaam te gee nie. Dit is waarom hulle so haastig na Pilatus toe hardloop en vir hom sê, jy moet nou soldate by hierdie graf sit, want ek sê vir jou, en dit staan in Matteus 27:64, ek sê vir jou Pilatus, hierdie disippels van hierdie man gaan kom, en dan gaan hulle hierdie liggaam steel, en dan gaan hulle vir die wêreld wil verkondig, hierdie man het uit die dood uit opgestaan. Nou gaan hulle sê vir Pilatus, sit wagte daar. Daar in die graf aangekom, dit was gebruik in daardie tyd, is Jesus se liggaam gewas, dis met wit doeke en linne toegedraai, sy arms is oor sy bors gevou, hulle het sy oë toegemaak, hulle het hom op die wang gesoen, en dan staan daar iets baie belangrik. Hulle het 'n doek oor sy kop gegooi. In Grieks die woord soudarion. Nou hierdie soudarion is 'n leenwoord van die Latyn en die Latyn van die Grieks, wat eintlik maar ook beteken sweet. Met ander woorde, in daardie kultuur en in veral daardie klimaat, het daar baie mense in daardie tyd met doeke rondgeloop, terwyl hulle gereis het en maar afgevee en nou in die graf het dit ook gebeur. Dat mense vir oulaas, voordat jy uit daai graf uitgaan, 'n rotsgraf, 'n uitgekapte rotsgraf, nie soos grafte vandag nie, 'n doek oor iemand se kop gooi. En as daardie lap Jesus se kop toemaak, dan is daar 'n gevoel by Josef van Arimatea van finaliteit. Dis verby. Dis die einde van 'n droom. Ons het soveel van hierdie man verwag wat gesê het hy is die Messias. Ons het vir 3 jaar ingekoop in sy visie en in sy werk. Daar was soveel potensiaal by hom. Maar nou is hy dood. Dis verby. Ons sal moet wag vir God se regte Messias. En vir 3 dae vier Satan en sy demone fees. Die duistere magte van hierdie wêreld voel totaal en al in beheer. Vir 3 dae is die geskiedenis wens die Joodse raad en die Romeinse owerheid mekaar geluk. Hulle klop mekaar op die skouer en sê, goed gedoen. Wat 'n geweldige oorwinning vir ons. Hierdie selfaangestelde koninkie en Messias is dood. Die sogenaamde Messias is dood. In die woorde van 'n sogenaamde onbekende of ongelowige filosoof wat gesê het, en dis hoe hulle kon redeneer, uiteindelik, God is dood en die dood is God.
Vir gelowiges voel hierdie 3 dae soos 'n ewigheid. Maar as Maria Magdalena daardie Sondagoggend baie vroeg by die graf kom, dan is die steen weggerol. En dan hardloop sy na Petrus en Johannes toe, nie uit geloofsoortuiging nie. Hierdie weggerolde steen beteken op hierdie stadium niks. Dit gebied nie geloofsekerheid nie. Lees in vers 2, daar staan dat Maria sê vir Petrus en vir Johannes, die steen is weggeneem, hulle het sy liggaam weggeneem, ons weet nie waar hulle hom neergelê het. Met ander woorde, die weggerolde steen is nie die fisiese teken van sy opstanding. Dit beteken niks vir Maria Magdalena nie, inteendeel, dit gee haar meer twyfel. Dit klink vir my baie meer na twyfel as sekerheid. Ons weet nie waar hy is nie, waar is sy liggaam? Ons gebruik baie keer ook hierdie weggerolde klip voor die graf as fisiese teken vir sy sekerheid. Nee. Jesus het iets in die graf baie meer duidelik vir jou agtergelaat vanoggend, sodat jy kan gaan kyk en dit nie mis nie. So as Johannes en Petrus daar wegtrek met die getuienis dan is dit nie met 'n lied in die hart nie. Die klip is weg. Iemand het sy liggaam kom vat. Ons moet gaan kyk wat aangaan. Hulle het opgestaan en hulle het gehardloop. En nou sien 'n mens so 'n bietjie humor in hierdie geweldige spannende oomblik wat homself hier uitspeel in vers 4. Dat Johannes in sy evangelies eintlik sê, maar ek het vinniger as Petrus gehardloop om by die graf uit te kom. Die bekendste verklaring is dat Johannes 'n paar jaar jonger was as Petrus en dat Petrus se ou bene nie kon byhou by hoe Johannes gehardloop het nie. Maar hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik want dit was ongehoord vir 'n Hebreëse man in daardie tyd om in die openbaar te hardloop. Dit was 'n vernedering. In eerste plek, die mans in daardie tyd het lang klere gedra. So hulle het geglo as jy te lank of as jy te haastig hardloop en jou bene te hoog optel, dan kan jy dalk jou skaamte ontbloot. En in die tweede plek was dit slegte maniere om vir 'n ouer man weg te hardloop. Ons lees dit in die geskrifte van die rabbies, hoe jonger mans vir ouer mans respek moet hê. Maar, en hier kom die toepassing in jou eie lewe. Kulturele gebruikietjies is nie van belang as dit kom by Ou-testamentiese profesieë wat in vervulling moet kom. So ook vandag nog. Watse kulturele gebruikietjies as Afrikaner, as boer, as watse kultuur jy jou ook al wil sien, staan tussen jou en Jesus Christus. Dan behoort jy soos Johannes en Petrus te maak en te sê, weet jy wat, ek gee nie om nie, mense kan vir my lag, ek gaan my alles gee, en ek gaan so gou as moontlik by daardie graf uitkom. Vers 5 sê vir ons dat Johannes nie ingegaan het nie, en dit sien 'n mens ook, hoe mense se persoonlikhede verskil. Hy het gekom, hy het hierdie heilige versigtigheid gehad, hy wou nie in die graf ingaan nie, maar eie aan Petrus se persoonlikheid storm hy se skilpad by Hasie verby, binne in die graf in. Petrus was een van daardie. Ek vra eerder om verskoning voor ek toestemming vra. Ek doen nou 'n ding en dan sal ek later in die gevolge dink. En binne in die graf, as Petrus daar aankom, dan lyk alles betreklik normaal, soos dit binne in 'n graf kan lyk, behalwe dat Jesus se liggaam nie meer daar is nie. En tog in die hoek van sy oog vang hy iets. In die hoek van sy oog sien Petrus iets wat nie normaal weg in 'n uitgekapte rotsgraf is nie. Die doek, die kopdoek, die soudarion wat gebruik is om Jesus Christus se gesig toe te maak, lê nie by die plek waar die doeke wat om sy lyf gedraai was, lê nie. Maar dit is baie netjies opgevou. Daardie Griekse woord kan beteken opgevou of opgerol en op een plek gesit afsonderlik. In 'n hoek. Johannes kon dit nie sien nie, hy het nie ingegaan nie, hy het ingekyk, maar hy het dit nie gesien nie. Petrus het ingegaan en hy het dit gesien. Doelbewus. En binne die kultuur van daardie tyd
snap Petrus dadelik wat hier aangaan. Daardie opgevoude Soudarion getuig. Jesus se liggaam is nie gesteel nie. Watter dief sou terwyl hulle die lijk uitdra sê, wag manne, ons moet nou eers hierdie kopdoek wat hier lê mooi opvou en ons moet hom daar in die hoek netjies gaan neersit. Baie van julle was al op inbraaktonele. Het jy al in jou lewe 'n dief ontmoet wat sê, kerels, wag net so 'n bietjie. Voor ons gaan, kom ons maak net weer die huis netjies. Ons wil hê die mense as hulle terugkom, moet hulle darm voel hulle stap in 'n netjies huis. Nee. Die graf, die leë graf is leeg. Maar nie so leeg as wat jy gedink het nie. As jou geloofsoog op Jesus gefokus is, sal selfs die kleinste detail wat met jou in jou lewe gebeur vir jou sin maak. Al maak dit nie nou sin nie, eendag gaan dit. Want jy's ingestel op die fynste besonderhede. En dis wat Petrus was. Het jy ooit daaraan gedink dat die eerste ding wat jou verlosser vir jou kom doen het, toe hy deur sy Vader opgewek is, maar ook uit eie krag opgestaan het, soos Paulus dit later in sy briewe sê. Hy vou vir jou sy kopdoek, sy Soudarion, vou hy op. Dit lees ons in vers 7, daardie gedeelte, die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, Petrus, maar opgerol een plek afsonderlik. En as hy dit opvou, dan kom daar krag van finaliteit. Soos 'n mamma wat baba kleertjies opvou want haar kinders is groot. Dan vat sy hierdie ou baba kleertjie en wonder sy, hoe het my babatjie in hierdie klere gepas? En dan kom daar ook 'n mate van finaliteit deur te besef, maar my kind sal nooit weer in hierdie stukkie klere pas nie. Soos 'n matriekleerder wat sy of haar klere en baadjie vir oulaas in 'n opvou en in 'n kas gaan berg. Dit is die gedagte as jy 'n kledingstuk vat self ook en sê, "Sjoe, maar hierdie sal ek nooit weer kan dra nie." Dis die gedagte wat die opgestane Jesus daar het in die graf. Hierdie Soudarion gaan ek of enigiemand wat in my glo nooit weer hoef te dra nie. Ek is nie 'n verlosser met begrafnisklere aan. Daarom skud Jesus daai doeke daar af van sy lyf en dan van sy kop. Ek het die dood oorwin. Interessant, toe Jesus Lazarus uit die dood uit opgewek het Lazarus uit die graf uitgekom met sy Soudarion nog om sy kop gedraai. Waarskynlik al by die ken vasgebind, ek gaan nou iets sê daaroor binne die kultuur, by sy ken vasgebind, omdat Jesus eers op die 4de dag by Lazarus aangekom het. En dit was die gebruik in daardie tyd, dat die mense geglo het vir die eerste 3 dae na iemand se dood, dan hang die siel nou nog hier om die liggaam rond, om weer terug gaan plek in die liggaam te probeer kry. Maar hier na die 3de dag, dan die familie begin besef, dis nou verby, hy's dood. En dan het hulle gegaan met 'n tou, en hierdie doek, hierdie Soudarion wat om die persoon se kop was, met 'n tou om die ken gaan vasmaak, sodat die onderste kaak nie oopval nie. So na die 3de dag, as daar geen opstanding meer plaasvind by Lazarus nie, het die familie daardie los Soudarion oor Lazarus se kop met 'n tou gaan vasmaak. En nou lees ons hierdie mooi woorde van Jesus, en jy het dit dalk nog nooit so gesien nie. Johannes 11:44. Die oorledene, Lazarus het uitgekom. Aan sy hande en aan sy voete is daar grafdoeke gebind. En sy gesig was toegedraai met 'n doek, 'n Soudarion. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Al is Lazarus uit die dood opgewek, moet iemand anders nog steeds sy Soudarion kom losmaak. Maar as Jesus uit die dood uit opstaan, dan is dit volkome. Dan is dit sy eie werk, deur sy eie krag. Dis nie 'n hulle, soos Maria sê nie. Dit is hy self. As Jesus sy begrafnisklere daar in die graf agterlaat,
dan is dit 'n profetiese vervulling van Levitikus 16 in die Ou Testament. Op die groot versoendag, die dag waarop Vader weer met Israel bevestig, julle sonde is vergewe, dan moes die hoëpriester in die allerheiligste gedeelte van die tempel of die tabernakel ingaan met 'n spesiale kleed. Dan moes hy met die bloed van die offerdier gaan en daar op die goue deksel van die verbondsark moes hy 7 keer die bloed van hierdie dier sprinkel. En dan het hy uitgekom en dan het hy die klere, die hoëpriesterlike klere gaan uittrek en gaan opvou en gaan neersit. En die oomblik as hy dit doen, dan die volk geweet. Die offerwerk is gedoen. Dis verby. Dis klaar. Dis volbring. En so kommunikeer die nie so leë graf tot vandag toe nog met elkeen van ons. Jou hoëpriester, Jesus Christus, wat die volkome offerwerk gedoen het sy hoëpriesterlike linnekleed daar vir jou in die graf agtergelaat om vir jou te sê, nie net vir ander mense nie, ook vir jou. Die werk wat nodig was om jou uit die ewige dood en hel te gaan haal en vir jou die ewige lewe te gee, dit is volbring. Dit is waarom Jesus aan die kruis al uitroep na sy opstanding, tetelestai. Dit is volbring. Jesus is die volkome oorwinnaar, ook oor die dood. En daarom sê Petrus dit so pragtig, eerder Paulus 1 Korintiërs 15:26, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Die laaste vyand. Daar's nie meer vyande nie, die dood is oorwin. En dit is hierdie wonderlike gedagte, wat Johannes en Petrus gesien, daardie woord gesien, in vers 9 staan daar, of vers 8 staan daar, hulle het gesien en geglo, daardie woord word vertaal met begryp. Hulle het ingeloop in die graf in, hulle het die opgevoude Sildarion gesien, en hulle het geglo. Want die disippels kon nie verstaan wat Jesus bedoel as hy sê hy gaan op die 3de dag opstaan uit die dood nie. Hy het vir hulle 'n paar keer gesê in sy lewe, en dan het hulle maar net so aangekyk, half met oë wat nie mooi weet wat aangaan nie. En nou, daar in die graf, met die opgevoude kopdoek, begryp hulle, en hulle het geglo. Dit is die aanvanklike engele leerskare, of Jesus self wat hierdie 2 manne tot geloof bring nie. Dis nie die weggerolde klip nie. Dit is die kragtige boodskap wat Jesus Christus uitstuur met so klein bietjie detail. 'n stukkie lamp, die Sildarion, die opgevoude kopdoek, wat nog steeds deur die eeue heen tot vandag toe getuig, soos Job eeue voor dit gesê het. My Verlosser leef. Jy gaan hom nêrens in grafklere meer kry nie. En jy aanbid ook nie 'n verlosser met 'n grafsteen nie. So terloops die enigste verlosser van enige geloof, Jesus Christus, die enigste verlosser wat nie 'n grafsteen het. Gaan kyk in elke ander geloof. Jy kan die verlosser se graf gaan besoek, nie Jesus se nie. Hy leef tot in ewigheid. Wat 'n geweldige troos vir jou wat al baie geliefdes aan die dood afgestaan het. Vir jou wat vir wie die dood dalk elke dag meer en meer 'n realiteit word, want jy sien die siekte, jy sien die ouderdom nie net in jouself nie, maar ook in die mense rondom jou. Ook vir jou lê die kopdoek opgevou daar in die graf. Glo jy dit? Sy oorwinning is jou oorwinning. 1 Korintiërs 15:55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En die wonderlike is dat hierdie opgevoude kopdoek soveel krag en impak maak op Petrus en Johannes se lewens. Wat my gebed ook is dat dit
vandag op jou lewe sal maak. Dat Petrus in 1 Petrus 1:3 sê, daar is 'n lewende hoop binne in jou, as gevolg van die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan onthou hy daardie Sondagoggend, hoe Jesus vir hom deur die fynste besonderhede 'n boodskap gegee het, deur die stukkie lap wat daar gelê het. Ek lewe. Ek lewe. Niemand het my liggaam gevat nie. Ek het deur eie krag opgestaan. En ek het hierdie lap vir jou opgevou, sodat jy dit mag weet. Later in Johannes se lewe ontvang hy die openbaring van Jesus Christus, en dan herinner Jesus hom weer aan daardie dag, toe hy in daardie graf ingegaan het. In Openbaring 1 vers 18 sê Jesus vir Johannes, ek was dood, en kyk, ek leef tot in ewigheid. En sy ewige lewe is jou ewige lewe, deur die opstanding uit die dood. Die graf was toe nooit so leeg as wat ons gedink het nie. Sien die opgevoude kopdoek van Jesus Christus en weet, nie net verander nie, maar ook vir my, het dit van vandag af my lewe onherroepelik verander, sodat ek saam met Job die oorwinningskreet in hierdie wêreld kan instuur. My verlosser leef. En ek weet dit, omdat daar 'n stukkie lap in sy graf agtergebly het, wat genoem word die Soudarion. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê, maar opgerol op een plek afsonderlik. Amen. Vader, ons dankie vir die krag van die woord. Ons dankie vir die krag wat daar ook in die fynste detail van die woord lê. Dat Jesus Christus vir sy disippels, vir ons vandag die troos bring. Van die feit dat die eerste ding wat hy gedoen het, toe hy sy oë oopmaak op die 3de dag, hy die doek van sy kop afhaal. Hy het hom opgevou en hy het hom een kant gaan neersit. Dankie dat ons daardie bevestiging het. Dankie dat ons daardie bevestiging het dat ons verlosser leef. En omdat hy leef, deur hom en deur sy opstandingskrag, ons ook die ewige lewe mag beerwe.